By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Dankie dat julle hier na toe gekom het vanoggend. Het is heerlik om hierdie musikante te hoor. So 'n bietjie weer 'n ander klank, 'n ander musiek. En dit is Renée en Ryan. So ons sê vir julle welkom en baie dankie. Ons gaan verder na julle luister en dan in die stilte in.
Baie dankie julle. Soet en mooi. Hierdie is praatjie 10 en dit gaan oor Immanuel Kant. En die tema is die grense van kennis wat hy oor betoog het. Nou wil ek net 'n opmerking maak voordat ek met die praatjie begin, en dit is dat die slaggate en seker in 'n sekere sin die geskenke ook, maar die slaggate word al hoe vlakker wanneer 'n mens met die eerste oogopslag nou na hierdie laaste klompie praatjies luister. Want die doel met hierdie praatjies is, en ek het dit aanvanklik getitel die reeks, die dooies dink nog, antieke wêreldbeskouings wat vandag steeds vir ons beheer. En dan het ek elke keer uitgewys op 'n geskenk en op slaggate. Aan die begin was dit natuurlik diep slaggate, want dit is so antiek en dit is so voorwetenskaplik dat ons bykans vandag dit eintlik maar bygeloof kan noem. Nie bykans nie, dit is bygeloof. So dit is maklik om te onderskei, maar nou word dit baie subtiel. En 'n mens sal maklik mis die foute wat jy kan maak, die denkfoute wat jy kan maak, as jy hierdie filosoof byvoorbeeld sal volg. Nou wil ek dadelik sê, vandag gaan dit oor kennis, en dit is iets wat nogal goed tuiskom by ons in Renaissance, kennis. Want ons is nogal kopmense. So dalk gaan ek daarin slaag om vandag vir ons so bietjie te laat kyk na die manier waarop ons oor ons eie kennis dink. Nou kom ons begin. As jy vanmiddag huis toe gaan, dan gaan jy in jou huis instap en dan gaan jy nou die goed sien wat jy elke dag daar sien. Jou sitkamer, die gordyne, die banke en so aan. En nou is die vraag, sien jy dit daar in jou huis soos wat dit werklik is? En dis seker 'n voor die hand liggende antwoord sou ons sê, natuurlik sien ek wat daar is. Maar Kant beweer dat ons nie die werklikheid kan sien, voel, hoor, aanraak. Ons belewenis van die werklikheid is nie hoe die werklikheid daar uitsien nie. Hy sê, ons breine bied vir ons 'n beeld van die werklikheid aan, wat nie heeltemal in pas is met hoe die werklikheid lyk nie. En dit klink effe mal. Want ek het baie keer gedink, en ek moet dit vir julle sê, want julle sal onthou, ek het so bietjie meer as 'n jaar, is dalk al langer terug, het ek groot gewag gemaak daarvan, dat dit my irriteer, dat mense ons sensoriese ervarings wil verdag maak, want dis hoe ons gemaak is. En die laaste ding wat ek glo ons moet doen, is om te sê, ek moet eintlik anders funksioneer, as wat ek gemaak is om te funksioneer. Ek is 'n mens, en ek moet soos 'n mens funksioneer, en ek moet die wêreld so beleef. En op daardie gevoel wat ek het oor ons as mense binne in die wêreld, is jou eerste gevoel, en as ek vir Kant nou eers moes ontmoet het, sou ek dalk sy goed toegeklap het voor ek verder gelees het, maar nou het ek dit op universiteit al studeer, so ek weet waaroor gaan Kant se filosofie. En het ek geweet, okay, hier's iets dieper en ryk genuanceerd. So kom ons kyk wat sê. Hy sê, wat ek en jy ervaar, is nie so eenvoudig soos dit wat ons ervaar nie. Die werklikheid word verander deur wat ons ervaar. Hy sê daar's twee soorte goed. Ons sien die wêreld soos dit aan ons verskyn. Dis sy woord. Maar dan is daar die wêreld soos die wêreld is. En dit is twee vlakke van werklikheid. En hiermee het hy die westerse denke oor ons persepsies en sensoriese ervarings en sintuie en ons denke oor die werklikheid heeltemal op sy kop gekeer. Nou Kant is in 1724 in Königsberg gebore, dis mos nou deesdae 'n stad wat deur Rusland, buite Rusland, maar dit is een van Rusland se stede wat hulle in besit geneem het, so hy behoort nou aan Rusland. Hy het nooit sy dorp verlaat nie. Dit was die destydse Pruise. Hy het nooit sy dorp verlaat nie. Hy het nie gereis nie, hy het baie eenvoudig geleef. Hy het nooit oorlog gaan voer nie, soos baie ander gedoen het.
Hy het nooit dramatiese drome en visioene gehad, soos Descartes byvoorbeeld gehad het nie, maar net soos Descartes het hy verskriklik baie gedink. Dink was sy ding. Hy was blykbaar so roetine gedrewe, dat die dorpenaars gesê het, dat hulle volgens sy daaglikse wandelinge, hulle horlosies kon stel. Maar agter daai rustige metronomiese bestaan van hom, het daar 'n filosofiese, hengse diepte en geweldige kookpot geleef. Die man het van buite af so rustig gelyk, maar ek dink, hy het seker maar so rustige bestaan gevoer om homself te bedaar, omdat sy kop so lawaai het. Nou Kant het probeer om twee tradisies, denkskole, met mekaar te versoen. Die een was die rationaliste, nie Descartes, die Kant. Die een was die rationaliste soos Descartes, en hulle het mos geglo dat rede vir ons sekerheid kan gee. En dan was daar die empiriste soos Hume, wat gesê het dat ons uit ons ervaring uit ons kennis van die wêreld opbou. So jy bou dit soos wat jy leef. Volgens Kant was altwee hierdie denkskole reg, maar ook verkeerd. En hy het regtig waar 'n slapende hond in die filosofie en in die westerse denke het hy wakker gemaak. Nou die filosofie wat vir Kant geruk het en sy bootjie werklik geskommel het, was die van David Hume. David Hume het dit gesê, hy het gesê ons glo dat oorsaak en gevolg bestaan, maar ons kan dit glad nie bewys nie in 'n enkele geval nie. Jy sien byvoorbeeld die son elke dag opkom en jy aanvaar dit sal môre weer opkom en jy kan dit nie bewys nie. Jy weet dit nie. Jy verwag dit net omdat dit nog altyd so was. En hy het gesê, met ander woorde, baie van dit wat ons kennis noem, is eintlik net gewoonte. En ervarings wat deur gewoonte gevorm is, wat dan verwagting skep. Maar jy kan dit nie bewys nie. Nou Kant het in sy eie woorde dit gesê toe hy hierdie goed van Hume hoor. Het hy gesê, ek is uit my dogmatiese sluimer wakker gemaak. Ek besef nou, ek maak te veel staat op my ervaring van die lewe as kennis. Sy reaksie was briljant op Hume geweest, want hy het toe nie meer gevra, hoe pas ons kennis by die wêreld aan nie? Met ander woorde, dit wat ek nou dink en glo oor die wêreld, hoe wel aangepas is dit by dit wat werklik is? Met ander woorde, glo jy reg oor die werklikheid? Hy het daai vraag geskrap en gesê, hier's 'n ander vraag wat nou by my opgekom het nadat ek na Hume geluister het, en dit is, sê nou net die wêreld wat ek ervaar. Met ander woorde, dit wat ek dink en glo en ervaar van die lewe en van die werklikheid, is aangepas by wat ek kan ken. So julle hoor wat hy sê. Hy sê, ek het 'n brein wat iets van hierdie prentjie wat ek ervaar maak. En ek vermoed dat hierdie brein skep 'n prentjie. Hy doen 'n werk hier binnekant wat 'n prentjie skep wat nie regtig die werklikheid weergee soos wat dit is nie. So ons breine, het hy gesê, en dis sy woorde, is aktiewe skeppers van ons ervaring van die werklikheid, en dit is nie hoe die werklikheid daar uitsien. 'n eenvoudige voorbeeld was, stel jou voor jy dra 'n bril en hy het blou lense. Alles wat jy sien is nou blou. Is die wêreld blou? Nee, die wêreld is nie blou nie. Kant sê, ons almal dra so 'n bril, wat ons nooit sal kan afhaal nie. Hier in Renaissance sê ons baie keer, onthou dat jy deur jou filters na goed kyk. Maar dan impliseer ons, jy kan van daardie filters bewus wees, en dan kan jy hulle op sy skuif of afhaal, sodat jy duideliker kan sien, en minder bevooroordeeld
met al jou voorveronderstellings en vooroordele. Kant het 'n interessante ding gesê. Hy het gesê, alle mense het 'n bril op, en daai bril is dieselfde vir alle mense. So ons praat nie nou hier van die goed wat jy deurgemaak het, wat by jou vooroordele en vooronderstellings en geloofskonstrukte geskep het, waardeur jy nou na die werklikheid kyk nie. Hy sê, alle mense het dieselfde bril. Ek sê nie daarmee dat hy sou ontken dat elke individu dan ook verskillende filters nog bykry nie, maar hy het baie spesifieke filters voorgestel in die menslike brein. Hy het gesê, ruimte en tyd is nie buite ons nie. Ruimte en tyd is 'n funksie van die brein, dis 'n manier waarop ons die realiteit orden, sodat ons 'n persepsie of 'n waarneming daarvan kan maak. So hy het geglo dit bestaan nie daar buite in die werklikheid nie. Nou natuurlik, hier praat ons alweer van 'n redelike protowetenskap, né? Want die man vat redelik mis as dit kom by die wetenskap. Want die goed is dan nou later baie goed vasgestel. Maar hy het gesê, ruimte en tyd is maniere waarop jou verstand die wêreld orden. So dis die eerste, het hy gesê, bril. Kom ons noem dit dan maar 'n lens, wat jou brein op het. Hy maak ruimte en tyd op, terwyl jy die werklikheid beleef. Hy sê, want as jy dit nie so doen nie, kan jy nie ervaring hê, waarin jy kan sê, maar dit het dat laat gebeur nie. Hy sê, jy moet dit in tyd en ruimte plaas, want dit is al hoe jou verstand met die werklikheid kan werk. Toe gaan hy verder en hy sê, ons verstand het nog kategorieë, en let wel, ek het dit nou gesê, maar ek herhaal dit, dis ingeboude kategorieë in alle mense se breine. Die eerste een is, ons glo in oorsaak en gevolg, dis hoe ons koppe werk. Ons sien eenheid, maar dan sien ons ook pluraliteit. En dan sien ons noodwendigheid. Dit is 4 kategorieë, sê hy, wat ingebou in die menslike brein is. Dis hoe jou kop die werklikheid filter. Ons gebruik dit outomaties om die wêreld te verstaan. Jy sien nie net gebeure nie, jy sien altyd oorsake. Toe laat dit my dink aan daai ding dat 'n mens altyd iets wil blameer. Jy sien altyd oorsake. So heeltemal verkeerd is hy beslis nie. Maar dit beteken nie noodwendig dat oorsaak daar buite bestaan soos wat jy dit ervaar nie. Dit beteken jou verstand struktureer daai gebeure so. Kan julle saam met my hoor hoe hy reg en verkeerd kan wees? En baie keer dan beskuldig ek iets en is totaal al vals. Dis nie waarom dinge is soos hulle is nie, dis maar hoe ek dit maak om dit vir myself te vereenvoudig. So ek kan verstaan waar die man daarby kon uitkom. Maar ons weet vandag, daar is oorsaak en gevolg. En dit is iets wat jy wetenskaplik vandag kan bewys. Maar so kom sy bekendste idee toe te voorskyn. Hy onderskei tussen hierdie twee goed, en nou gaan ek vir julle die terme gee, wat ek nie net ingegee het en toe gesê, daar's 'n wêreld soos hy is, en daar's 'n wêreld soos ek hom ervaar. En hier het hy dit so, kom ons sê, gecoin. Hy het gesê, jy kry 'n fenomeen. Dit is die wêreld soos dit vir ons voorkom. Ek ervaar dit so, deur sintuie, deur begrip en deur hierdie kategorieë wat ek nou genoem het. Maar dan kry jy die noumenon. Die noumenon is die wêreld soos dit in sigself daar buite is, nie soos ek het ervaar nie. En hier kom die onlekker bewering wat 'n mens lekker ongemaklik kan laat, en dit is, hy sê, ons kan die noumenon, die wêreld soos hy regtig is, nooit ken nie. Nou as jy daarby stil sit, dan dink ek, as ek nou by kant moes gaan 'n koffie drink, dan sou ek vir hom sê, jene, dink jy regtig ons is so aangepas by hierdie werklikheid en met ons breine wat so kan dink en jy wat so slim is en ons sintuie wat so goed werk, dat ons nou regtig hier moet gaan sit in groot vertwyfeling of ons enigsins die wêreld ken. So dis 'n ding wat ongemaklik moes gesit het in sy lewe ook en in die mense wat geglo het wat hy daar sê. En vandag kan ek sê, en ek bou hom nou stadig op, hy's gedeeltelik reg. Maar 'n mens moet nie neuroties raak daaroor nie.
Laat dit nou net insink. Jy lewe jou hele lewe lank in die wêreld soos wat dit vir jou voorkom. Ek en julle. Maar die wêreld soos wat hy werklik is, bly buite ons bereik. Stel jou voor, jy kyk na 'n toneelstuk. Jy sien op die verhoog wat daar uitgespeel word. Maar jy sien nie die drade agter die skerms nie. Jy sien nie die ligte agter jou nie. Jy weet niks van die tegniese beheer wat daar aangaan nie. Kant sê, ons hele ervaring van die wêreld is soos dit wat op daai verhoog aangaan. Ons sien die vertoning, maar ons sien nie die werklike, omvattende, totale produksie nie. Ons sien dit nie. En dan wil 'n mens byna sê, as jy aan verlede week se praatjie oor Spinoza dink, wil mens byna sê, dit klink amper soos wat Spinoza gesê het, want Spinoza het ons gesê, ons het 3 soorte kennis. Die een is ontoereikende kennis, en die ander een is toereikende kennis, en dan intuïtiewe kennis. Nou sy ontoereikende kennis is daai ding van, hierso sien ek 'n klein prentjie, ek ry, 'n taxi ry voor my in, ek ervaar wat ek ervaar, en vir my is dit 'n baie klein prentjie. Hy pla my, en hy's moetswillig. Want hulle is mos almal moetswillig. Dis ontoereikende kennis. Dan dink ek bietjie dieper, en dan dink ek, miskien moet hy hierdie 10 mense by verskillende plekke aflaai, en dalk is van hulle al laat vir werk, en hy's dalk ook maar, jy weet, gespanne, want sy baas blaas in sy nek oor hoeveel mense hy per dag vervoer. Dan gaan die prentjie weier, en dis toereikende kennis, waar ek bietjie 'n groter prentjie bou. Maar dan sê Spinoza mos, kom jy by 'n intuïtiewe oomblik, waar jy sonder om te weet hoe die wêreld daar uitsien, jy hoef nie alles te sien nie. Jy kry nie 'n diep insig van, daar's 'n groot samehang in hierdie hele werklikheid, waarvan ek nie weet nie, op 'n kognitiewe vlak nie, maar ek kry 'n intuïtiewe gevoel daarvoor, en dan 'n liefde daarvoor. En dan word ek sag, en dan val my oordeele weg. Nou klink dit asof Kant dieselfde sê. Asof hy sê, maar jy sien net die toneelstuk. Jy sien nie die hele prentjie nie. Maar dit is nie wat Kant probeer sê nie. Kant sê, jy kan die werklikheid nooit ken nie. En dat dit jou direkte omgewing insluit. Spinoza sou nog gesê, ja, okay, jy sien daarom die taxi, en jy sien jou eie motor, en jy sien die pad en als. Kant sê, jou sintuie bedrieg vir jou. Jy sien nie die wêreld soos wat dit is nie. Niks wat jy hoor, sien, aanraak, ruik, of op enige vlak ervaar, is soos wat dit werklik is nie. My ouma sou gesê het, jou brein speel jou parte. Nou wat beteken dit vir idees oor God, die siel en die kosmos binne in Kant se denkraamwerk? En daar's 'n baie belangrike implikasie. En dis ons heeltyd onthou dat hierdie mense, en ek het dit vir julle gesê, hierdie mense het my en jou denke help vorm. Ons het dit nie geweet nie. Maar eers as jy filosofie gaan studeer, dan besef jy hoe daai ou en daai ou en daai ou die heeltyd die dinge verander, totdat ons uiteindelik by die plek gekom het waar ons westerse mense, en ek en julle as Afrikaners, dink soos wat ons dink. Dis waar hierdie goed wat ons dink vandaan kom, en daarom hou ek daarvan om dit te gaan besoek, en van dit net af te gooi, en dit wat gehou kan word, te behou. As ons kennis beperk is, tot wat aan ons verskyn, volgens Kant, kan ons nie met sekerheid kennis hê van God, die siel, of die uiteindelike aard van die ganse kosmos nie. Nie omdat dit nie bestaan nie, maar omdat hulle buite ons, en ek het dit nou 'n lelike woord gemaak, wat hy gebruik, 'n ander woord, maar ek wil hierdie woord gebruik, dis buite ons ken vermoë. Jy kan dit nie ken nie. Ek sê nie begripsvermoë nie, want jy kan begrippe daaroor hê wat analogies is. Maar jy kan dit nie ken nie. Dis soos ek en julle. Ek sê ek ken jou, maar eintlik jok ek, want ek het idees oor jou, wat opgebou is uit my verhouding en ervaring met jou. Maar ek ken jou nie regtig nie. En dieselfde van julle kant af na my toe. Ek ken nie regtig vir jou nie, maar ek het begrippe oor jou. En as hulle vir my vra, ek moet eendag op jou begrafnis praat, sal ek mooi goed oor jou kan sê. En dit sal wonderlike metafore en analogieë wees vir sekere gedeeltes van jou, maar ek gaan nie vir hulle kan sê, hier was die persoon nie, want dit is nie vir my moontlik om jou regtig te ken nie. So hier kom die einde
van 'n sekere soort sekerheid, kan doen eintlik iets fenomenaal hier. Hy sê die wetenskap is geldig. Nou moet julle weer eens op die punt van julle stoele sit. Hy sê die wetenskap is geldig. Die wetenskap se storieetjies is reg, maar net binne die wêreld van ervaring. So hulle is net reg in terme van dit wat hulle ervaar as hulle waarneem, die wetenskaplikes, en hulle dan hulle metings doen en dan hulle formules het en so, dis waar ja. Jy het nou reg gepraat, sou hy sê. As ek nou vir kinders dit moes sê, sou ek gesê het, jy het nou reg gepraat, wetenskap, oor jou ervaring en jou persepsie. Maar jy het nog steeds nie raak gevat oor hoe dit werklik is nie. So hy maak 'n geweldige skeiding tussen die mense belewenis en wat ons sien en ervaar en kan meet en dit wat regtig is. Hy het geen vertroue met ander woorde daarin dat ons meetinstrumente of enigstens ons waarnemingsvermoë die werklikheid raakvat nie. Hy sê metafisika wat probeer sê God sien so daaruit. Of die siel is sis of so, gaan heeltemal te ver buite die reikwyte van hulle begripsvermoë of kennisvermoë se grense. Maar dit het hom nie 'n nihilis gemaak nie, en dit was interessant van hom, want mense sou nou kon sê, dit moet hom 'n nihilis maak, want hy sê wel, hoe gaan jy, as jy hierdie werklikheid nie eers kan raak beskryf nie, hoe kan jy praat oor 'n God en 'n siel en al hierdie goeters? Dis mos nie moontlik nie. Dan sou mens dink, maar dit moes hom lei tot by die plek waar hy 'n nihilis is, maar hy was nie. En as mens sy filosofie versigtig verstaan, dan kom mens uit by dit wat hy probeer sê. Hy sê net, ons kan baie weet, maar ons moet weet waar die grense lê van dit wat ons weet. En as ons dit toepas op my en jou vandag so ver in hierdie praatjie, dan moet ons net sê, goed, ek moet weet. Ek gaan nie so ver soos Kant gaan om te doen dat my waarnemings vals is oor die werklikheid nie. Dat die wetenskap vals is oor die werklikheid nie. Maar ek moet weet, daar bly heeltyd ek en my beperkte kennis en ervaring wat nog nie ten volle is nie. So daar's 'n grens. Dit kan 'n mens by hom gaan neem. Hy het gelukkig nie gesê 'n mens kan niks weet nie. Sy bekende stelling vat dit baie mooi saam. Hy skryf, I had to deny knowledge in order to make room for faith. Nou waar baie new atheists vandag vanuit die wetenskap net eenvoudig sê, goed, daar's definitief nie 'n God nie. Dat is so absoluut. Daar's definitief nie 'n God nie. Want hulle vertrekpunt is, ek moet 'n ding kan bewys voor ek aan glo en jy kan God glad nie bewys nie. Het hy nie daar gegaan nie en is daar baie ander wat vandag steeds nie op daai plek gaan staan nie. Hy het net gesê, ek moes kennis amper afsweer om te kan sê, daar is ruimte vir ander maniere van sin maak. Dis eintlik wat hy sê. Omdat kennis grense het, en ek is so bewus van die grense, en vir hom was die grense baie nouer as vir my en jou. Sy vertroue in kennis was baie swakker as ons inne. Maar hy sê daar's grense, en daarom voel hy, daar's ruimte daarvoor, om op ander maniere sin te maak, en daar word hy in Spinoza vir my op 'n sekere vlak 'n tweeling. Ander filosofe sou dit dalk nie so sien of sê nie, maar vir my klink dit so. Nou alles wat ek van hulle kyk, luister en lees. Waar hy sê, daar's 'n plek waar jy net moet stil word na jou binnekant toe, en dan moet jy maar jou singewing hierso kry, want jou kennis gaan jou nie noodwendig die hele pad van singewing laat stap nie. Hy sê oor God, ons kan nie bewys dat God bestaan nie, en daarom los hy dit net so. Ons kan dit nie bewys nie, so ek gaan nie met 'n God bodder nie. Maar in ons morele lewe kan ons leef asof ons vryheid en verantwoordelikheid bestaan. Ek gaan moreel leef. Hy verskuif toe die hele gesprek weg van wat ons kan weet na hoe ons moet leef. Dit het my herinner aan Dr. Piet Miller, vir die van julle wat hom daarom nou ken, ek weet van die nuwe mense ken hom nie. Maar toe ek hier by Renaissance kom in 2019 en ek die eerste keer met hom praat, toe het hy voortdurend hierdie woorde gebruik. Hy het gesê, ons
is nie 'n ortodoksie nie. Ons is 'n ortopraksie. Dit beteken renessans is nie mense met 'n dogma nie. Ons sê nie dis wat ons glo en dis ons geloofsbelijdenis nie. Ons sê ons is prakties. Dis waar die woord ortopraksie vandaan kom. Ons kyk na die praktyk van hoe ons moet wees en hoe ons moet leef. Dit is vir ons belangrik. Dis nie vir ons belangrik wat jy glo nie. En die eerste rukkie wat dalk 'n lang ruk, wat ek hier by Renessans was, ek het ook baie keer geëgo en dan gesê, hier by ons gee ons nie om wat jy glo nie. By ons gaan dit oor hoe jy leef. En ek moet julle sê, so met die tyd saam, en is nou 5 jaar wat ek nou voltyds hier staan, het ek begin voel, maar dit maak saak wat mens glo. Want wat jy glo en hoe jy leef beïnvloed mekaar. Dit het 'n invloed. En as jy verskriklike en aardige goed glo, en kom ons neem dit so ver terug soos aan die antieke goed waarmee ek begin het, as jy verskriklike antieke bygelowige goed glo, gaan jy jou lewe daarop baseer. As jy vanoggend glo dat demone mense siek maak, dan gaan jy mos demone wegjaag as hulle siek is, in plaas van om hulle dokter toe te neem, of te kyk of hulle emosioneel gesond is. So dit het 'n impak, en toe ek, en julle weet dit ook, stadig maar seker 'n klemverskywing gebring, waar ek sê dit gaan oor beide. Dit gaan oor hoe ek is en hoe ek leef, maar dit gaan ook oor wat ek glo. En dis waarmee ek nou besig is, om te sê, kom ons skud 'n bietjie aan wat ons glo. Ons sal natuurlik, en Kant is reg, daar gaan 'n grens wees, maar ons kan 'n bietjie werk aan wat ons glo, sodat ons nie sommer net enige ding glo omdat dit interessant is, en veral omdat die kerk dit nie gesê het nie, glo ons dit. En julle weet, my gunsteling ding is om te sê, die eksotiese konsepte van die ooste, omdat dit vir ons so vreemd by oorval, en is so lekker anderster as die dominee wat gebeier het uit die Bybel wat ons so goed ken. Ons val baie maklik vir daai goed. En dit is nogal 'n ding wat belangrik is, nie om dit weg te stoot nie, om dit in te trek. Dis vir my belangrik, en boeddhisme byvoorbeeld het my lewe verryk toe ek dit beter verstaan het, alhoewel ek moet vir julle sê, hier wil ek met Kant saamstem. Ek kan nie boeddhisme 100% verstaan nie, want my brein is westers gebou. Het is baie moeilik vir my om boeddhisme reg te verstaan, en ek vang myself kort uit, as ek na video's kyk waar daar besprekings is, 2 weke gelede weer, hoe 'n hindoe ouetjie vir Stephen Barrett van Diary of a CEO gesê het, hoor hierso, jy verstaan nie wat hindoeïsme sê, as ons sê ons het nie oordeel nie, want jy's te westers. En dit is belangrike goed om te besef, en daarom hou ek van Kant, as mens Kant kan intrek en sê, my ervaring van enige iets wat vir my vertel is 'n beperkende ervaring, wat maak dat ek dit wat na my toe aankom nie heeltemal kan vasvat en raak vat nie. En nou moet ons weet, ons het 'n verskriklike irritasie met ons herkoms, nê, ek en julle, met waar ons groot gemaak is, en al daai dwingelandy van die kerk. En as ons hulle stemtone, en hulle musiek, en hulle geboue, en as ons hulle hoe sal die kinders sê, vibe vang, dan wil ons mal word. En 'n hardloop ons oor Japan toe, of Indië toe, of so, want ons is nie deur daai goed benadeel nie. Dit het ons nie skade gedoen nie, ons het nie bagasie daarmee nie, so ons slip dit in, gee maar vir my. En hulle doen dit in sulke sagte stemme, so dit is nog meer verteerbaar ook. So ja, ek is nou besig om bietjie te veel aan te gaan, maar kom ons gaan aan. Ek wil dit graag huis toe bring, dat ons meer genuanceerd moet dink oor of dit belangrik is wat mens glo. Ek dink dit is belangrik wat jy glo, maar dit beteken nie ons gaan in Renessans 'n dogma ontwikkel vir almal nie. Want hier is 'n ding wat Kant gesê het, waaroor ek glad nie vandag gaan praat nie. Hy het gesê, as jy nog op 'n vlak is, waar jy alles napraat wat vir jou geleer is, het jy nog glad nie begin dink nie. Jy moet vir jouself dink, maar dit is wel belangrik om te dink. So, vir die rasionele mens het hy gesê, jy kan baie weet, maar onthou, jy weet nie alles nie. En 'n mens kan nooit alles weet nie. Vir die mystiese mense wat so oor die siel en God praat, het hy ook 'n woord gehad. Hy het gesê, wees versigtig om jou ervaring as absolute werklikheid te sien. En vir die spirituele soeker sê hy, daar is ruimte om te soek. Maar onthou, daar's grense. En ek wil dit vir ons persoonlik maak vanoggend.
as alles wat ons ervaar deur ons verstandsbegrip gevorm word, hoe seker is ons van onsekerhede? Wat sê die neurowetenskap van hierdie storie van Kant? En hier brei die vraag uit van wat kan ek weet na hoe word my ervarings in my brein geskep? En hier gaan ek julle nou lekker aan julle, ek maak nou soos die seepies op die TV, hier's nou 'n cliffhanger. Ek praat volgende week oor wat die neurowetenskap sê, vandag oor wat in ons breine gebeur, oor dit wat ons ervaar en beleef, en hoe ons breine vir ons 'n wêreld skep. Maar dit bær ek vir volgende week, ek gaan aan met hom. Descartes het gesê, 2 weke terug Descartes het gesê, ek dink, dus bestaan ek. Die feit dat ek dink beteken ek bestaan, want daar's iemand wat dink. So is alles wat jy sien nie waar nie, omdat jou sintuie jou bedrieg en jou brein jou bedrieg. En hy het gesê selfs as 2 + 2 nie 4 nie, miskien kan ek glad nie ken nie en reg waarneem nie. Maar hy het gesê daar's een ding wat ek weet wat waar is, ek bestaan, want ek is die ou wat al hierdie goeters dink. Toe kom Spinoza verlede week en hy sê, onthou altyd, as jy so rondgeslinger word in jou emosies deur die ou klein prentjies en persepsietjies van die gebeure in jou lewe, word stil en gaan binne toe en kry 'n diep gevoel intuïtief vir die samehang van alles. Dat jy meer aanvaarding kan hê en minder veroordeel en minder baklei. Nou kom Kant vandag en hy sê, jy ken net die wêreld soos dit aan jou verskyn. Met ander woorde, soos dit vir jou blyk te lyk. Myns insiens is sy grootste geskenk aan ons nie twyfel of sekerheid nie, maar 'n nederige, versigtige vertroue in jou ervaring. En hier kom ek terug by die stelling wat ek vroeg in die praatjie gemaak het, toe ek gesê het, dit het my begin irriteer dat ek in spiritualiteit heeltyd hoor, ek moenie my sintuie en my brein vertrou nie. Dis altyd, jy word heeltyd gewys daarop dat jy in jou valse self kan net niks reg sien nie en reg beleef nie. En dit is daai tronk waarin die oerstroomdenkers ons gesit het en Plato ook, waar hulle vir ons sê, die oomblik as jy in 'n liggaam is, moet jy weet, jy's in 'n tronk, jy's gevange en jou siel wil uitkom dat hy werklik alles kan weet en kan sien soos dit regtig is. En dit is vir my 'n baie irriterende benadering en hy bestaan vandag nog in spiritualiteit. Ek wil glad nie. Ek wil nie dat iemand van my kom sê, hoorie, jy moet heel dag loop en dink oor wat jy sien en wat jy ervaar, moet jy die hele tyd wantrou nie. Hoekom is ek dan so gemaak? Dan wil ek nou doodgaan, as ek dan nou in so 'n illusie leef. En daarom is daai hele ding van die wêreld is 'n illusie en die materiële wêreld is 'n illusie, is nonsens. Dit is nonsens. Dit is oorspiritualisering wat te doen het met oerstroom denke en met geestelike wêreld en fisiese wêreld van mekaar skei, terwyl hulle totaal en al geïntegreer behoort te wees in ons denke. Maar ek weet, terwyl ek nederig is daaroor, dat ek vertroue het in wat ek sien en ervaar, en daarmee gaan leef. Dis hoe ek gaan leef. Ek sien, ek dink, ek verstaan, en ek weet ek verstaan. Maar ek weet, daar's perke aan my verstaan. Daar's perke aan my kennis. Ek vertrou my belewenis dus, en ek leef voluit, maar altyd met omsigtigheid en die wete, hier is grense aan wat ek ken. Moontlike slaggate, en daarmee sal ek vir julle nou laat vandag, moontlike slaggate as ons Kant te ernstig opneem is 1. Ons kan voel dat ons vashak. As jy te sterk glo dat jy nooit die werklikheid reg sien of kan ken nie, soos baie spirituele mense doen, dan kan jy begin voel, ek sit gevange in my eie ervaring hier op die aarde, in hierdie lyf, as 'n natuurlike mens. En dit kan lei tot 'n subtiele vorm van isolasie van die wêreld, amper 'n soort filosofiese eensaamheid, waar jy in hierdie diep wakker word storie leef, en die ander mense is aan die slaap, en jy kan amper nie meer met hulle 'n koneksie maak nie, daar kan nie meer relasie wees nie, en hoe dieper jy ingaan, moet jy net nog mense gaan soek, en dan moet jy maar grot toe gaan, en daar gaan sit. Want daai soort ding vervreem jou van hoe jy gemaak is, om te wees.
Dit kan 'n diep filosofiese eensaamheid veroorsaak. Die tweede ding is, alles raak dan relatief. As ek die wêreld met ander woorde glo, soos wat hy aan my verskyn, en ek moet glo, dis amper nie waar nie. Dis nie werklik nie. Dis 'n breingeskepte illusie van my. Ek kyk deur 'n bril en ek kan hom ook nie afhaal nie, want ek het 'n brein. Dan kom jy by die plek waar jy sê, maar goed, so ek gaan nou maar daarmee en jy gaan met joune en my waarheid is my waarheid en jou waarheid is jou waarheid, en dan word waarheid self baie vaag, en dan koop ons daarin in dat daar geen objektiewe waarheid is nie, wat ook nie waar is nie. Daar is 'n objektief, daar is my waarheid, jou waarheid en die waarheid. En dis 'n ding wat 'n mens altyd moet behou, sodat jy nooit in daai subjektiwiteit verval waar jy jou waarheid tot die hoogste waarheid verhef nie. Die derde slaggat is, jy kan so bewus raak van die grense van kennis, dat jy begin twyfel aan wetenskap, en ek het dit ook al gesien. Dan val mense terug op intuïsie en dan sê hulle, goed vir my wat my hare laat rys. Dan dink ek, hoe kan jy wat 'n slim mens is jou so laat rondlei aan jou neus? Want daai intuïsie van jou is nie 'n intuïsie nie, dis 'n ding wat hulle iewers in een of ander ideologie kwyt geraak het, en dit is vir jou interessant, en veral emosionele mense, en glo my vry, ek is een van hulle, veral emosionele mense, hou van weird and wonderful goed. En ek het al baie keer gesê, ek so dankbaar dat my eerste IQ-toets het gewys dat ek absoluut eweredig is linker en regterbrein. Nou ek weet nie of dit 'n mens verward maak of wat nie, maar ek het sê baie vir Johan, as ek spirituele goed hoor, dan sê ek is net te linkerbrein om vir hierdie goed te val. Jy kan deur dit sien. En ek dink, dis 'n gevaar as mens na kant kyk, want dit maak rede verdag, dit maak wetenskap verdag, en dit maak sekerheid in die algemeen verdag, en dan leef mense in hierdie oorversigtigheid, waar jy amper verlam is, en sê, ek gaan nie op kennis staat maak nie, ek gaan nou maar net voel. En mens kan nie net voel oor die lewe nie. Die vierde ding is, die ding op sigself, met ander woorde die werklikheid, wat hy noem, daai werklikheid daar buite wat jy nie ken nie. Hy word 'n spook, want ek ken hom ons nou nie, ek kan hom ons nou nie sien nie. Ek kan hom nie ken nie, en dis vir my gevaarlik, want dan begin ons praat oor iets wat per definisie ontoeganklik is. So ons praat dan oor 'n werklikheid, hoe maak dit sin dat ons praat oor die werklikheid, as ons weet, ons sien hom verkeerd. En dan word dit 'n leë inhoud, wanneer ons in sirkels begin praat, en in spiritualiteit, en daarom moet ek dit so vir ons vir Renaissance sê, in spiritualiteit, begin dit 'n leë filosofiese ding raak, want nou weet ons ook, okay, mens kan nie praat oor die misterie nie, oor die godheid nie, is daar 'n begin bo die aarde, is daar enigstens so iets meer as net die natuurlike wêreld, en dan begin ons so praat van die misterie, maar wat bedoel jy met die misterie? Verstaan jy, en dan begin ons vreeslik filosofies raak oor die misterie, allerhande goedjies oor die misterie sê, amper soos wat die kerk allerhande goedjies oor God kwyt raak, vir wie hulle in hulle lewe nog nooit gesien het nie. Begin jy, dan word dit leë filosofie, en dit word 'n sirkelgang, en dit is regtig eintlik maar net 'n borrel waarin mens leef met geen substansie nie. En die laaste een is, ons onderskat ons liggaam en ons brein. Kant fokus op strukture van die verstand, maar moderne kennis wys hoe sterk ons ervarings liggaamlik en neurologies gevorm word. So as 'n mens kan, dis waaroor ek volgende week gaan praat, as ons Kant te ernstig opneem, kan 'n mens hierdie liggaamlike funksie en neurologiese funksie mis. En kan ek net voor ek land vir julle sê, dit is vir my baie belangrik om te sê, die filosowe is nie mense wat ons onder die bed kan inskop nie. Hulle het groot spronge uit oerdenke uitgemaak na waar ek en jy vandag is. Maar ons moet vir hulle baie mooi sif, want ek weet, ons moderne mense het ook ons gunsteling filosowe, of dit nou spirituele filosowe is, en of dit nou die ou Griekse filosowe is. Ons het ons, of selfs die Oosterse filosowe is. Ons moet hulle nie onder die bed inskop nie, maar ons moet weet, daai mense staan nie waar ons vandag met die wetenskap staan nie. Jy moet die hele tyd hersien aan dit wat hulle gesê het. En dit bring ons volgens my vandag by 'n baie eenvoudige, maar 'n baie eerlike plek. Immanuel Kant het ons geleer dat ons nie alles kan weet nie, dat daar grense is, dat ons ervaring nie die laaste woord oor die werklikheid ooit kan wees nie.
Maar selfs hy het ons darm ook nie gevra om op te hou leef nie. Hy het ons nie gevra om uit die wêreld te onttrek en op 'n ewige dwaalende soektog na die werklikheid te begin fikseer nie. Inteendeel. Leef binne die beperking, maar moet nooit verlam word deur die wete dat jy nie alles weet en alles ken nie. Moenie daardeur verlam word nie. Weet dit, ek sien nie alles nie, maar ek sien genoeg om vandag my lewe sinvol te leef. Ek verstaan nie alles nie, maar ek verstaan genoeg om vandag verantwoordelik teenoor myself en almal en alles wat is te leef. Wysheid is nie om seker of onseker te wees en op een van daai plekke te gaan staan nie. Ek dink dit is 'n goeie plek om te gaan staan. Sekerheid of onsekerheid nie, maar om te weet waar jou sekerheid ophou. Jy moet vanuit sekerheid leef. Jy kan nie vanuit twyfel jou vertrekpunt maak nie. Jy moet seker wees van dit wat jy nou van seker is, terwyl jy weet, dit kan dalk môre verander. En jy moenie ophou leef nie. Jy kan altyd môre weer dink en verder soek. Die werklikheid gaan nie weghol nie. Hy's hier solank as wat jy hier is. Dink môre weer, maar wees seker oor waar jy vandag is, want dit gee vir jou goedspa, dit gee vir jou oomf, dit gee vir jou oompad, dit gee vir jou regtig die krag om met sekerheid te stap en te sê, so wil ek lewe. Dis wat ek glo, dis wat ek dink. So ons by Renaissance beskryf onsself as soekers. En ek wil net dit sê, wees net op julle hoede. En ek sê dit ook vir myself, dat daardie soeke nie 'n narstigtelike element dra nie, 'n obsessie begin word nie. Wysheid, en ek herhaal dit, is nie om seker of onseker te wees nie, maar om te weet, terwyl jy seker is, dat jou sekerheid iewers ophou. Dis om nie op te hou leef nie. Jy kan altyd môre verder en weer dink en soek. Die werklikheid gaan nie vir jou weghol nie. Hy's waar hy is en hy sal daar bly, solank as wat jy hier bly en jou slaaiblare eet en nie 'n hartaanval doodgaan nie. Dit was vandag my storie.
ek sê, as jy tyd het vir koffie, kom drink saam met ons koffie, dit sal lekker wees. En baie dankie vir die musiek, het was werklik so rustig en pragtig. Ek gaan die video op my foon hou, vir ten minste 'n paar weke, dit was regtig so mooi. Dankie daarvoor. Kom ons gee hulle geleentheid om vir ons die laaste te speel. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.